Wil jy nie saam met my opstaan en dan sing ons hierdie koorvers saam. Verklaar vanmôre uit jou hart uit, Here, U alleen is waardig, U alleen is heilig. U alleen verdien die eer vanmôre. Jesus, U alleen. Kom ons sing dit saam. Halleluja. Let your glory fill this house. Let your praises fill our mouths. Let each vessel bring her up to you. Yes, Lord. Sacrifice of praise. U alleen is heilig vanmôre. U alleen is waardig. U alleen verdien die eer en die heerlikheid. Ons aanbid U, Here, uit ons harte uit vanmôre. Ons is hier saam om lof te bring aan ons koning. Die koning bo alle konings, die Here van alle Heres. Ons eer U vanmôre. Ons gee U vanmôre, Vader, die geleentheid om U wil te kom in hierdie plek te kom implementeer. Ons wil dit nie vir U gee die geleentheid nie, U het die geleentheid, Vader. Want U is God almagtig. Maar ons wil in ons innerwese toelaat dat U in ons harte sal kom inspreek, Vader. Ons wil ons menswees net een kant plaas en toelaat dat U wil in ons lewens sal inkom vanmôre. Vader, net soos U wil in hierdie plek. Ons wil vir U dankie sê dat ons die voorreg het om nog steeds saam by mekaar te kom om U naam te eer en te loof. As ons kyk na die wêreld en die wêreld gebeur en selfs in hierdie week, as ons kyk na wat gebeur het oor 'n jong man wat in 'n sluipmoord as gevolg van sy geloof uitgehaal is. Vader, dit is so hartseer. Dit is so hartseer dat die kinders van God onder die gebuk van hierdie wêreld moet ly. Maar die woord sê, U sal ons nog steeds beskerm, U sal ons nog steeds deurdra, U sal ons behou. Ons het nog steeds die geleentheid, ons het nog steeds 'n asemteug, ons het nog steeds 'n lewe om by mekaar te kan kom, om U te eer. En ons weet, Vader, U sal ons deurdra, U sal ons beskerm, U sal ons beskut, U sal ons weerhou van seer kry teen vyande. En daarom wil ek kom bid dat ons net vanmôre in hierdie diens ons alles voor U sal kom plaas en sê, Vader, laat U soewereiniteit deur ons skyn vanoggend. Laat die soewereiniteit deur ons werk en al voel ons mens wees soms ons is neerslagtig en ons is negatief en ons hou nie van die dinge wat gebeur in die wêreld nie. Laat U nog steeds ons sal kom verkoop en optel en sê, U het dit, Vader, U is in beheer en ons wil U vertrou, ons glo in U vanmôre. Ons eer U met alles wat binne ons is. Kom neem hierdie diens oor vanmôre op U manier en spreek in ons harte in hierdie oggend, terwyl ons hier as lewende offers voor U gaan staan en ons harte uitleef teenoor U. Die woord sê, U soek ware aanbidders wat U in gees en in waarheid sal aanbid. En mag ons met 'n opregte hart vanmôre na U toe kom, Vader, ten spyte van wat om ons gebeur, nog steeds met 'n opregte hart voor U sal wees, om ontvanklik te wees, net dit, vir dit wat U vir ons wil gee. In Jesus naam, ons eer U daarvoor. Amen en amen. Loof Koning Jesus, ek groet jou in die wonderlike naam van ons Verlosser. Jy is welkom om vir 'n oomblik jou sitplek weer in te neem. Ons Verlosser, ons Saligmaker en ons Here. Wil jy nie net na die persoon agter jou toe draai en sê, welkom nie. Jy is op die regte en die beste plek vanmôre. Groet mekaar met die groet van Jesus. Sê Maranatha, Jesus kom.
Amen. Ons het 'n verwagting in ons hart, wat ons koning, ons Here, gaan kom. Loof sy kosbare naam. En as ons kyk na wat gebeur in die wêreld, dan wil ek vir jou sê, dis nie meer lank nie. Jesus se koms is om die deur, en ons moet daai verwagting hê, en ons moet vashou in daai hoop, vashou in daardie verwagting. Nou geliefdes, ons gaan die naam van die Here groot maak met lofsang en aanbiddinge, maar voor ons daar gaan kom, wil ek net gou vir jou 'n paar afkondigings voorhou. Vanmiddag om 5:00 begin ons met ons geesbeginsel aanbieding, en ons wil dankie sê, daar is al goeie belangstelling wat kom. Ek dink ons oorskry 20 wat al gesê het hulle wil kom. So as jy nog steeds vanaand, dis tussen 5 en 6, na die geesbeginsel Bybelstudie aanbieding toe wil kom, jy is so welkom. Praat net na diens met my of met Christo. Hy gaan die aanbieding vir ons doen. Ons moet weet hoeveel kom, want daar is ook dalk, jy weet, soms dokumente wat ons moet voorberei, sodat ons net seker maak almal kry wat hulle moet kry, en daar is genoeg van. So as jy nog nie gesê het jy kom nie, asseblief praat net met ons na afloop van die diens. Dit sal vanmiddag wees 5 tot 6. En dan geliefdes, Dinsdag ons Young Adults, PD is nou nie hier vanmôre nie, hy bedien so 'n bietjie uit, hy bedien in Sunny's Hof, maar hulle is besig op Dinsdag aande, kom hulle by die kerk by mekaar, 7 tot wanneer hy klaar is, ek weet nie of dit tot 8 is nie, ek dink nie hulle is beperk met 'n tyd nie. Young Adults kan ons vir ages aangaan, prys die Here. So Tiaan glimlag hier, so hy sê nee, dis nie net vir 'n uur nie, so hulle gaan lekker aan. Goed, dan Woensdag ons goue are, maar eers Bybelstudie 9:30 tot hulle klaar is, en dan gaan die goue are aan met hulle aktiwiteite. Dit is hier by die kerk, so almal wat as senior geklassifiseer word, is so welkom, en ek dink is die 60-plussers. Ek dink hier is 'n paar in die kerk vanmôre, so prys die Here, julle is almal welkom om die goue are by te woon, julle is almal welkom om die Bybelstudie by te woon. As jy by die huis is, en jy is nog nie 60 plus nie, en jy wil gou-gou vir 'n oggend net wegbreek, en jy is gelukkig om by die huis te wees, en jy wil vir so uur en al wegbreek, is jy welkom om die Bybelstudie ook, by die Bybelstudie in te skakel. Goed, dan Vrydag, ons tieners, dan om 6:00 hier by die kerk, en hulle gaan deur tot omtrent so 8:00. Goed, ons sondagskoolmaats, ek sien, daar is van hulle wat al begin terugkeer het, hierdie winter het baie van die ouers nog bietjie onder die komberse, lyk my in die oggende, en ek dink ons het nog van ons siek maatjies, of maatjies wat siek is, maar ons wil vra ons sondagskoolmaats, ouers asseblief, ons probeer, ons het 'n Kersprogram, wat ons die 16de November gaan aanbied, en ons wil ons sondagskool ook betrek, hulle het so 'n item of 2 wat hulle wil voorberei vir die Kersprogram, en ons wil vra, moenie van hierdie Sondag, of eintlik van volgende Sondag, die kind sommer net by die huis los nie, bring jou kind saam, ons wil hulle leer om ook vrymoedigheid te hê, om 'n lied of 2 voor hulle mammas en pappas te kan sing, en hulle moet inoefen. Help nie bring om die laaste Sondag voor die Kersprogram en sê, nou wil ek my kind bring, en die kind moet nou saam oefen, dan gaan die kind skaam hier staan en nie weet wat om te doen nie. So hulle gaan voorberei, as jy moet daaraan dink, November is om die draai. Dis nie meer ver, is nie meer lank nie. So asseblief, ons wil vra, asseblief, mammas, pappas, moenie sommer net die kind net by die huis hou nie. Ons verstaan as daar sport is, ons verstaan as die kinders reis, ons verstaan as daar 'n bietjie siek kinders is, maar sover as ons kan probeer, bring ons maatjies dat hulle ook kan leer en voorberei dan vir die Kersprogram wat ons gaan aanbied, die 16de November as ek reg het, en dit sal die aand wees. 16de om 6:00. Om 6:00, o Christus sê net vir my die tyd, om 6:00. Prys die Here. Goed, ek wil jou nooi om saam met my op te staan, ons gaan die offerande opneem, en ons gaan dan die naam van die Here groot maak, met lofprysing en aanbidding. Baie dankie. Loop die Here saam met my, wonderlik en trots is hy. Sy genade is so groot. Loop die Here saam met my, loop die Here saam met my.
En Jesus kan alles doen, alles doen, alles doen. Jesus kan alles doen, alles doen. Hij is die Alpha, die Omega, die begin en die einde. Jesus kan alles doen, alles doen. En Jesus kan alles doen, alles doen, alles doen. Jesus kan alles doen, alles doen. Bring jou vrese, hy gee vrede. Bring jou siekte, hy gee lewe. Jesus kan alles doen, alles doen. En Jesus kan alles doen, alles doen, alles doen. Jesus kan alles doen, alles doen. Kom ons loof hom, almal saam. Overwinning nou sy naam. Jesus kan alles doen, alles doen. En Jesus kan alles doen, alles doen, alles doen. Jesus kan alles doen, alles doen. En hy is die Alpha, die Omega, die begin en die einde. Jesus kan alles doen, alles doen. En Jesus kan alles doen, alles doen, alles doen. Jesus kan alles doen, alles doen.
Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you've paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. What is the love seated on the throne, crawling out with many crowns, reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, dawn of heaven crucified. What is the love? What is the Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, forgiveness and embrace. What is the love seated on the throne, crowning out with many crowns, reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son
Halleluja. deserve the Here, U alleen verdien die eer vanmôre. Ons loof U. Net daar waar jy staan, kom ons loof net die Here vir 'n oomblik. Halleluja, Here, U alleen is waardig. U is so waardig vanmôre, Here. Uit ons hart uit wil ons U eer, ons wil U dien vanmôre. Ons koning en ons Heer en ons meester. Vader, dankie vir die kosbare liefde. En ons wil ons liefde aan U kom betuig vanmôre omdat U ons eerste lief gehad het. Omdat die liefde vir ons so sterk gebrand het dat U 'n offer vir ons gestuur het. Jesus Christus om vir ons aan die kruis te kom sterwe. Sodat ons vandag in die opstanding kan leef saam met hom. Ons eer U. Ons loof U. U is waardig om die boek te neem, sy seels oop te breek. U alleen is waardig, Here. Ons eer U. En dankie, Vader, dankie dat ons vanmôre kinders van God kan wees, genoem kan word. Dis die liefde het vir ons kunskap gegee in die koninkryk, in die heerlikheid, in die almag. Ons eer U, ons loof U. Waardig is die Here. Waardig is die Lam. Heilige Gees, kom vanmôre in hierdie plek en kom bring 'n oortuiging in ons harte. Daar waar ons nog steeds blokkades het, dat ons daardie blokkades uit ons harte uit kan wegruim, sodat die Gees die oortuiging kan gee van die waardigheid van God in ons harte. Kom verander ons vanmôre ten beste vir U koninkryk, vir die heerskappy. In Jesus naam ons eer U, ons loof U en ons aanbid U as ons koning, ons meester, ons verlosser en ons Here. In Jesus naam en die kinders van God sê Amen en amen. Loof Koning Jesus, jy is so welkom om jou sitplek in te neem. Baie dankie. Ons eer die koning van alle konings. Nou geliefdes, ek wil jy moet vir my op 2 plekke oopmaak in die woord. Eerste plek is in Matteus 18. Ek gaan vir jy 'n paar verse daar lees. Matteus 18 en dan ook in Lukas hoofstuk 6. Matteus 18 en Lukas hoofstuk 6. Terwyl jy so toe blaai, verlede Sondag het ek met jou gedeel oor die gedagte, die tafel is voorberei in die teenwoordigheid of in die aangesig van jou vyande. En ek dink dit was 'n baie moeilike woord om te hoor, want die woord van die Here het ons geleer dat jy met jou vyande lief hê. Nou, ek weet nie wie van u het hierdie beginsels gaan uitleef hierdie week nie. Ek gaan nou nie vra jy met jou hand opsteek nie, ek het vir jou gesê, ek weet dit is 'n baie moeilike taak, ons menswees sê nee, ons wil vir geld, ons wil te nakom, jy verdien dit wat jou toekom, want jy's 'n vyand vir my, terwyl die woord sê met jou vyande lief hê. En ek hoop jy het 'n tafel voorberei, of saam gaan aansit in die tafel wat voorberei is vir jou vyande, en jy het met 'n vergewensgesinde lewe geleef hierdie week. Nou ek wil vanmôre verder gaan uit daardie gedeelte, en ek wil vir jou die volgende, my tema sê, wees barmhartig. Ek weet, dit is ook 'n moeilike deel, dit is ook in ons mens wees soms moeilik om barmhartigheid te toon aan ander, maar kom ons luister na die woord van die Here. Ons lees uit Matteus 18, en ek wil vir jou lees van vers 23 tot 35, so verdier dit net saam met my, is 'n lang gedeelte wat ek lees, en dan gaan ons na Lukas 6, vers 36 tot 38, maar Matteus 18, 23 tot 35. Daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk met 'n sekere koning wat met sy diensknegte wou afreken. En toe hy begin afreken, word daar een naam gebring wat 10,000 talente skuldig was. Dit is 'n bekende gedeelte, ek dink jy het dit al baie gehoor. En omdat hy nie kon betaal nie, gee sy heer bevel dat hy verkoop moet word, en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het, en dat betaal moet word. Toe val die diensknegt neer en buig voor hom en sê, Heer, wees lankmoedig met my, en ek sal u betaal. En die heer van daardie diensknegt het innig jammer vir hom gevoel en hom losgelaat en hom die skuld kwyt geskeld. Maar toe daardie diensknegt uitgaan en een van sy medediensknegte vind wat hom 100 penning skuldig was, het hy hom aan die keel gegryp en gesê, betaal wat jy my skuld. Betaal wat jy my skuld. Sy medediensknegt val toe voor sy voete neer en smeek hom en sê, wees lankmoedig met my en ek sal jou alles betaal. En hy wou nie, maar het gegaan om hom in die gevangenis gewerp totdat hy die skuld sou betaal het.
En toe sy medediensknegte sien wat gebeur het, was sy baie bedroef en hulle het gegaan en aan hulle heer meegedeel alles wat gebeur het. Daarop roep sy heer hom en sê vir hom, jou slegte dienskneg, sal al daardie skuld het ek jou kwyt geskeld, omdat jy my gesmeek het. Moes jy nie jou mededienskneg ook barmhartig wees, soos ek jou barmhartig gewees het nie. En sy heer het hom in die toren oorgegee aan die pynigers, totdat hy sou betaal het alles wat hy hom skuldig was. So sal ook my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie. Ek praat met jou oor, wees barmhartig. Volgende gedeelte, as jy saam met my blaai na Lukas, hoofstuk 6, lees ek vers 36 tot 38. Die woord sê, wees dan barmhartig, soos julle Vader ook barmhartig is. En julle moenie oordeel nie, dan sal julle nooit geoordeel word nie. Julle moenie veroordeel nie, dan sal julle nooit veroordeel word nie. Spreek vry, en julle sal vrygespreek word. Gee, en aan julle sal gegee word. 'n Goeie maat wat ingedruk en geskit en oorlopend is, sal hulle in julle skoot gee. Want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. Ek wil net tot sover lees. Wees dan barmhartig, soos wat jou Vader barmhartig is. My teksgedeelte. Nou geliefde, ons mens is geskep na die beeld van God. Kan jy dit saam met my sê? Kan jy dit glo? Verstaan jy dit ook so? Dat jy is 'n unieke afdruk van God se beeld. Nou die sondeval het hierdie beeld skade kom maak. Maar ons is dankbaar vir Jesus aan die kruis, wat vir ons wedergeboorte gebring het, en met wedergeboorte het hierdie godheid en die beeld van God weer herstel in jou. Al is jy soms onvolmaak, want dit is so, niemand is volmaak nie. Ek het vanmôre vir Tini gesê, hy groet almal, hy sê, môre al julle goeie mense, sê ek, is ons regtig goed? Want ons is nie altyd so goed nie. Ons het ook foute. Ons maak ook foute in die lewe. Die woord sê, as jy, die een wat sê, hy is sonder sonde, die woord sê dit baie kras, hy sê, jy lieg vir jouself. Nie jok nie. My ma het altyd gesê, jok is 'n hond se naam, lieg is die waarheid, en dan sê almal, lieg is nie 'n goeie woord nie. Dan gaan Nettie vir my sê, jy mag nie lieg sê nie. Maar die woord sê, jy mag nie lieg nie. Jy mag nie lieg nie. Maar ons probeer, ons streef, en dit is wat daardie godheid beeld in ons kom bring. Ons moet die morele beeld van God en die karakter van God weerspieël. Dis wat ons verlede week begin het, deur jou vyand lief te hê, want God verlang dit van ons. Jy moet jou vyand lief hê. Nou kom die Here in hierdie teksgedeelte, ek en jy wat wedergebore is, ons wat die volmaaktheid van God in ons het, ons wat die beeld van God moet weerspieël, en die woord sê vir ons, wees barmhartig, soos julle Vader barmhartig is. Dis 'n beeld wat ons moet reflekteer. Nou hier is die resep, as jy die storms in jou lewe of oor jou lewe wil weerstaan, dan moet ons 'n besluit neem vanmôre om op 'n punt te kom waar ons kan leer om barmhartigheid te toon aan ons medemens daar buite. Ons moet op 'n punt kom, as ek terugval na verlede week se boodskap, geliefdes, en hierdie woorde wil ons nie altyd so aanvaarbaar hoor nie. Jy moet jou vyande lief hê, al oortree hulle teenoor jou. Al is dit hoe moeilik. Wees barmhartig, want die storms wat soms oor jou lewe kom, kan weerstaan. Nou wat word bedoel met hierdie woord barmhartigheid? As ek kyk na die woord barmhartig, dan kan ek dit ook vertaal as volg, is om deernisvol te wees. Met ander woorde, dit beteken ek simpatiseer, ek het simpatiek teenoor 'n ander persoon. Baie van ons loop hier in die lewe en ons toon nie 'n simpatie met 'n ander een se krisis of probleem nie. Want ons is so op onsself ingestel, dit is net ek, en ek alleen, en moenie laat ek seer kry nie, want as ek seer kry, dan gaan jy van my hoor. Maar ons sukkel soms om simpatie, ons sukkel soms om deernisvol te wees. Nou, dit beteken om saam met 'n ander een te treur, al raak die situasie jou nie. Ek kan onthou, ek nou in hierdie week, toe die nuus my breek, dat hierdie Charlie Kirk in Amerika, ek het hom baie gevolg,
Daai ou het so mooi gepreek en mense aangevat oor geloof en nie aangevat nie, maar met hulle geredeneer. En toe ek hoor hy is geslypmoord, toe was ek hartseer en emosioneel hier binne in my hart. Ek het geween, ek het gehuil saam met sy familie, al ken ek hom nie. Ek het getreur, want dit is 'n God stem wat weggevat is. Dis barmhartigheid, geliefdes. Om deernisvol te wees beteken ek reageer op die behoefte wat ander in die lewe het. Baie van ons is behoeftig. Die vraag is, doen ons dit as kinders van God? Ek wil nie pak slaag gee vanmôre nie. Ek wil net hierdie vraag in jou hart stel vanmôre sodat jy self vir jouself moet vra is, waar leef ek barmhartigheid uit? Doen ons dit, geliefdes? Sympatiseer ons? Sien ons om na die behoefte van ander in hulle lewe? Die woord sê wees barmhartig, want julle Vader is barmhartig en dis hoe hy dit wil hê. Dis hoe hy dit stel. Nou in die lig van hierdie verwagting wat Jesus stel om barmhartig te wees, kom Jesus en hy maak nog 3 verdere vermaanings uit hierdie gedeelte. Is nie net wees barmhartig en ek probeer verstaan wat is barmhartig nie. En ek dink dit bring ons na die lewensrealiteit vanmôre, as ons kyk na die werklikheid wat rondom ons gebeur. Ek dink dit bring ons na realiteite en situasies waarin ons barmhartigheid behoort uit te leef. Luister mooi. Die eerste situasie of vermaning is, en ek het dit vroeër gesê, ek wil dit weer sê, kom ons erken vanmôre, almal maak foute. Ek inkluis. Jy inkluis. Almal maak foute. Maar ons moet streef om barmhartig te wees teenoor mekaar met ons foute. Dit is nie so lekker om te hoor nie, dit is nie so maklik om te hoor nie. Die woord is vir ons baie duidelik in hierdie opdrag wat die Here gee, in die 37ste vers, hy sê, wees barmhartig want julle Vader is barmhartig, in die 36ste vers, dan gaan hy verder na die 37ste vers, en dan sê die volgende, hy sê, en moenie oordeel nie. Luister mooi, dan sal julle nooit geoordeel word nie, sê die woord. Julle moenie veroordeel nie, dan sal julle nooit veroordeel word nie. So dis 2 vermaninge, moenie oordeel nie, moenie veroordeel nie. Dis 2 vermaninge wat hand aan hand saamloop as 1. Met ander woorde, hierdie gedeelte sê, wees barmhartig teenoor mekaar, al het ons tekortkominge, al het ons foute, wees barmhartig teenoor ander met hulle tekortkominge en hulle foute. En moet hulle nie oordeel nie. Want niemand het ons as regter oor ander aangestel nie. Luister mooi, ek gebruik die woord regter, want as jy na die grondteks gebruik, gaan kyk, dan word hierdie veroordeel vertaal of vertolk met die woord regter, to judge. Dis wat veroordeel is, om 'n regspraak uit te spreek, as jy na die Griekse konteks gaan kyk. Dit beteken om krities teenoor ander te wees. Nou het jy al 'n kritiese denke gehad as iemand vir iets gesê het, of as iemand iets gedoen of opgetree het. As jy 'n kritiese denkbeelding het, of gedagte het, of 'n sê het, dan is jy besig om 'n regter te wees oor ander. Jy is besig om te veroordeel. Jy is besig om te judge. Dis wat die woord my leer. Om krities teenoor ander te wees, en om hulle te oordeel, dan is ek besig om te veroordeel. Want ek wil my uitspraak lewer. Dit beteken ek spreek klaar my vonnis uit oor die ander, of ek ken die straf toe teenoor ander. Terwyl die woord leer, die oordeel en die veroordeling kom net aan God toe. Nie aan die mens nie. Net God alleen het daardie vermoë, het daardie kennis om 'n oordeel te vel, as ook om die vonnis uit te spreek. En die oordeel kom in die laaste tyd, in die laaste dae. Dis wanneer die oordeel en die veroordeling gaan kom. En nie ek en jy mag krities wees teenoor ander nie. So ons moet besef vandag, geliefdes, jou en my geestelike lewe kan ons nie bo ander plaas en hulle oordeel, omdat hulle nie op 'n vlak is waar ek is nie. Dit gebeur so maklik in 'n kerk. Ek is te gelowig, ek is te bo jou, jy's nie op my vlak nie, ek is high and holy, ek sê dalk nou goedjies wat bietjie gaan krap, gaan die tone dalk so bietjie laat kriewel, maar
Ons moet oppas daarvoor, want as dit ons mindset is in die kerk, is ons besig met 'n oordeel en 'n veroordeling. Wat ek het vroeg in die begin gesê, almal van ons maak foute. Ons maak foute. Almal van ons sondig, sê die woord, en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. En daarom skiet ons tekort aan God se ideaal vir ons lewe. Maar ons moet hom soek, en ons moet bely, en ons moet vryspreek, maar ons mag nie 'n ander ene wat foute maak, oordeel of veroordeel nie. Wees barmhartig. As ek barmhartig is, dan sê ek vir myself, Vader, ek is nog steeds afhanklik van u genade, van God se genade. Maar as ek oordeel, en ek veroordeel, en ek sien neer op ander, en ek kry hulle uit, dan sê ek vir myself, Vader, ek het nie u genade nodig nie, because I have arrived. Ek plaas my bo ander, I have arrived. En nie een van ons het al gearriveer nie, geliefdes. Ons sal arriveer die dag wanneer Jesus sy bruid kom haal. Dan arriveer ons. Maar hou vas in die genade, erken jou afhanklikheid en wees barmhartig. Ons verlang altyd dat God moet simpatiekvol wees met ons tekortkominge. Is die waarheid? Wanneer ons fout maak en ons sê, Vader vergewe my, en ons wil hê God moet sy simpatie toon, maar kan ons simpatie toon aan 'n ander? Kan ons dit aan hulle bewys? Kan ons dit aan hulle uitleef? God is simpatiekvol, en hy verlang van ons om ook te wees. Wees barmhartig. Jesus leer ons hier in hierdie eerste gedeelte wat ek gelees het in Matteus, van hierdie man wat barmhartigheid by God kom soek het, hierdie skuldenaar wat, as jy die gelykenis gaan lees, dan is die man wat vergewe het, is God. En ek en jy is die een wat vergewe is, want ons het God alles geskuld, ons was in skuld, in debt with God, ons was in skuld met hom gewees, en hy het ons vry gespreek, en hy het gesê, gaan, jou skulde, dit wat jy my skuld, is vry geskeld. Hy verlang van ons om ook dan ander vry te skeld, geliefdes, om barmhartigheid aan sy medemens te kom toon. En op die einde het God, toe hierdie man nie sy barmhartigheid kon toon, en 'n ander een wat hom iets skuldig is, nie, jou vyand wat jy moet lief hê, as jy nie barmhartigheid en genade in hom toon nie, dan sê die woord vir my, jy is soos die eerste persoon op die einde van die dag, dan onttrek God sy barmhartigheid van jou, en hy laat jou toe, hy laat jou oor aan die pynigers om met jou te deel. Dis wat hierdie gedeelte sê. Daarom wil ons barmhartig wees. Hoeveel van ons is skuldig daaraan om met ander mense om te gaan asof ons morele en ons waardes bo hulle verhewe is. Nou wil ons as regters oor hulle optree. Dit gebeur so maklik. Ouers kan so maklik kinders faal. Kinders kan so maklik ouers faal in vandag se leeftyd. As ons hierdie gesindheid het om nie barmhartig te wees teenoor ander nie, dan kry jy so vinnig huwelike wat uit mekaar uitskeer. Kerke wat vernietig word deur mense wat die betekenis van barmhartigheid nie verstaan nie, nie uitleef nie, of nie ken nie. Dis 'n groot vermaaning uit die woord uit vir ons, geliefdes. Jy sal met tyd vind dat die tekortkominge van ander wat jou dalk skuld, teenoor jou oortree het, as gevolg van hulle foute, as ons die barmhartigheid uitleef nie, dan het ons geneigtheid dat ons maak dit 'n persoonlike ding tussen ons en hulle, 'n fetus wat ontstaan. Kyk net om jou, in hierdie wêreld. As jy daar kom, waar jy dit persoonlik is, en jy wil nie barmhartigheid uitleef nie, geliefdes, dan is ons op 'n punt waar jy gedreig word om wraak te neem. Dis kom God ons leer, kom ons wees barmhartig met mekaar. Dis daar waar ons op daai punt kom, waar ons dan wil vergeld, kwaad vir kwaad. Omdat ons nie bereid is om barmhartigheid uit te leef nie. En ons kan so maklik in hierdie groef vervalle raak. Dan wil ek my isoleer van mense, ek wil my isoleer van kerk, dis die samelewing, dit gebeur elke dag rondom ons. Maar God vermaan ons, hy sê wees barmhartig, dis wat die Here vir ons sê in sy woord, spreek vry
vry. Dit is eintlik wat hy sê, as hy sê spreek vry, die 37ste vers, as jy verder lees, geliefdes, spreek vry. Met ander woorde, om vry te spreek, sê die Here, vergewe, wees barmhartig, soos wat jou Vader barmhartig is, spreek vry, vergewe, en julle sal vry gespreek word, julle sal vergewe word. Dit bring my by die woord vergifnis. Vergifnis is iets wat ons so maklik smaak in ons lewe, en ons soek het, want ons soek altyd die Here se vergifnis, maar is ons bereid om vergifnis te gee? Ons is bereid om vergifnis uit te leef. Vergifnis is die teenoorgestelde van oordeel en veroordeling. Wat as jy oordeel, vergewe jy nie? Want jy sê, jou straf kom hier toe. Dink net aan 'n hofregspraak. Jy's dalk 'n krimineel, jy staan voor die regter, jy word skuldig bevind. Dink jy die regter gaan vir jou sê, ek spreek jou vry, jy kan gaan? Hy gaan nie, jy gaan jou straf uitdien. Daarom is vergifnis is die teenoorgestelde van oordeel. Vergifnis is die teenoorgestelde van veroordeling. En as ons met 'n vergewensgesinde hart loop, sal jy nooit in 'n posisie kom waar jy 'n ander een oordeel of veroordeel nie. Dis hoekom ons moet barmhartig wees teenoor ander. Vergifnis beteken, ek vergewe, ek spreek vry, ek verklaar jou vry. Dis wat vergifnis is. Oordeel is, ek bind jou vas. Ek hou jou vas, ek vergeld. Maar vergifnis is om te let go, om te los. Maak los. Jy hou nie vas aan die verlede nie. Jy hou nie vas in die seer nie. Jy oordink nie. Ons kry baie keer, ek is ook soms 'n diepe denker, en baie keer is ek oordinker. Ek oordink goed. En as jy jouself moet kry, moet jy jouself net stop en sê, hou op om jouself so te straf om te oordink. Stop net vir 'n oomblik. Dink die maklike weg, of die moeilike weg, die maklike easy way out is om alles te oordink en te wil vergeld. The hard truth is, vergewe, spreek vry. Moenie jouself in daai posisie sit nie, maak los, jy moenie vashou nie. Moenie gaan sit en dink oor plannetjies wat ek wil beraam om jou terug te kry, of daardie een terug te kry wat nie my barmhartigheid waardig is nie. Die woord sê, wees barmhartig, want jou Vader is barmhartig. Wanneer ek iemand vergewe, geliefdes, dan beteken dit ek spreek hulle in totaliteit vry. Ek stel hulle vry van die verantwoordelikheid in dit wat hulle ook al teen my gedoen het. Dis nie maklik nie, but it's doable in Christ. Weereens ons weerspieël die hart en die gesindheid van Jesus. Vir jou vraag vra vanmôre, kan ek vergewe as die een wat my seer gemaak het nie kom vergifnis soek nie? Ek dink jy het al daai vraag al gedink en oordink. En ek dink daai vraag het jou al gekruis. Jy het my seer gemaak en ek dink jy moet my kom vergifnis kom soek by my. Ek wil hê jy moet my kom vergifnis vra, om verskoning vra. Baie keer sit ons in daardie posisie. Kan ek vergewe as die een wat my seer maak nie kom vergifnis soek nie? Tegnies kan ek nie. Tegnies, luister mooi. Tot daardie persoon gekom het om vergifnis te soek nie. Maar ek kan nog steeds vergewensgesind teenoor daai persoon wees. Ek kan nog steeds vergewensgesindheid uitleef en sê, maak nie saak wat jy my gedoen het nie. Ek vergewe jou. Ek vergewe jou. Dis vir daardie persoon wat homself hou vas in die lewe, as daardie persoon nie vergifnis wil kom soek nie. Maar jy kan hom vergewe. En jy kan hom vryspreek. Jy kan barmhartig wees. Met ander woorde, ek kan vergifnis gereed in my hart hê. Ek kan selfs 'n geleentheid soek om vergifnis uit te brei teenoor hulle wat my verontreg het. God sal 'n geleentheid gee. Vir jammer sê. En dan is jy ook so voorbereid wat jy sê, "Sjoe, ek het jou lankal vergewe, maar dankie, ek aanvaar jou vergifnis. Ek het jou vrygespreek." Dan is die gesindheid mos klaar reg. Dit is beslis God se beginsel in vergifnis. Het hy gewag vir ons om te kom sê jammer vir wat ons aan hom gedoen het na die sondeval voor hy Jesus aan die kruis toe gestuur het. Jesus het gaan sterf, juis omdat hy vergewensgesind is. En nou kan ons na hom toe kom en sê, Vader, dankie vir daai vergewensgesindheid, maar dankie dat ek nou my voor U kan stel en ek ook vergifnis kon ontvang in Christus. Dit is beslis God se beginsel in vergifnis. Hoekom vergifnis? Hoekom moet ons vergifnis aanbied?
Hoekom moet ons al hierdie persoon nie vergifnis kom vergifnis kom soek nie? Hoekom moet ons vergifnis aanbied? Ek en jy, wees barmhartig soos wat ons Vader barmhartig is. Want ek gee vergifnis eerder. Want ek weet, ek het altyd vergifnis nodig. Daarom sal ek vergifnis uitleef. Die woord van die Here leer vir my, as jy nie bereid is om te vergewe nie, jy kan nie verlang dat God jou moet vergewe. Ek, hierdie feilbare mens, wat ook 'n fout of twee maak, is altyd so 'n diepe afhanklikheid van God se vergifnis oor my lewe. Daarom leef ek vergifnis. Al het iemand my seer gemaak. Ek spreek vry. Ek hou dit nie teen hulle nie. Want ek weet, ek het vergifnis nodig. Die mens wat weier om 'n ander een te vergewe, of die oortredinge teenoor hulle te vergewe, geliefdes, daardie mens openbaar net een ding, 'n baie erge vorm van trots in sy of haar lewe. Trots. En trots is 'n lelike plek om te wees, want trots lei tot hoogmoed, en hoogmoed lei tot die val in die lewe. Ons mag nie daar wees nie. Wees barmhartig, want julle Vader is barmhartig. Ons moet sekerlik barmhartigheid beoefen, want dan tree op soos wat God se optree. Wees barmhartig teenoor die behoefte van ander. As ons na die laaste stelling kyk, die derde stelling van barmhartigheid, geliefdes, vind ons nog 'n lewenssituasie wat om ons is. 'n werklikheid wat ons vind in hierdie lewe. Die woord sê in die 38ste vers, hy sê, gee aan ander, of gee en aan julle sal gegee word. Dan sê hy, 'n goeie maat wat ingedruk en geskit en oorlopend is, sal hulle in julle skoot gee. Want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. Wat leer die Here ons? Die Here sê nie nou vir my, jy moet nou vir die kerk gee nie. Ja, ons wil hê ons moet vir die kerk gee, want die kerk moet bestaan, maar ons praat nie oor geld nie. Dis nie daardie gee nie. Die Here leer ons, wees vrygewig met barmhartigheid. Wees vrygewig om dit te gee. Gee beteken dat vrygewigheid is 'n mandaat van God. Hy wil hê, ons moet dit gee. Dit beteken dat ek gee as 'n gewoontevorming in my lewe. Om barmhartigheid uit te leef, om vergifnis te gee, om dit te doen, geliefdes, dit moet deel van 'n default stelling in my lewe wees. Dit moet van nature kom, want dit is hoe God is. Gee, barmhartigheid is 'n leefstyl waarin ek myself moet beoefen. As jy iemand ontmoet wat behoeftig is, wees barmhartig teenoor hierdie persoon. Wees barmhartig teenoor daardie persoon wat daar by die verkeerslig staan. En ek weet ons sukkel baie keer daarmee. Want Pieter Du Plessis het altyd gesê, moenie vir jouself sê, ja, daai ou, as ek nou vir hom 'n geldjie gee, gaan nou vir hom 'n drankie of 'n dop of 'n rookdingetjie of iets, jy weet, die gom of so aan. Gee, jy's barmhartig. Wat hy daarmee gaan doen, jy het hom gebless. Jy stap weg. Maar ek sê nou nie jy moet geld gee nie, jy gee soos die Here op jou hart lê. Maar dit beteken, jy kan sommer 'n ou gaan bid ook. Petrus sê, geld en silwer het ek nie, maar in die naam van Jesus staan op. In die naam van Jesus staan op uit jou ellende, uit jou swakheid en dien God. Sakkie, waar is jy? Hy het gesê, is ons reg vir die kerk? Of is ons reg as hy volgende Sondag al hierdie boemelaars van die straat te gaan afhaal en nie inbring? Is ons reg om hulle te ontvang? Is ons reg om vir hulle te sê, gee jou hart vir Jesus? Staan uit op jou omstandighede. Is ons reg om barmhartigheid te toon aan ons medemens? Dis wat ons moet altyd oop wees om te gee. Gee barmhartigheid. Dit moet 'n leefstyl wees. Wees barmhartig. Reageer op die behoefte van 'n ander een. Volgens jou vermoë, hoe jy kan, soos wat God jou bless, soos wat God jou lei. Weereens, kyk na God se voorbeeld. In Jakobus 1:5, as jy dit gaan lees, dan verwys Jakobus na God as die een
wat mildelik gee, sonder verwyte. Sonder verwyte. En hy sê, gee, oormaat. Die woord sê, sal beloon word met dieselfde maat waarmee jy gee. As jy nie bereid is om barmhartigheid te gee nie, gaan jy nie barmhartigheid ontvang nie. As jy nie bereid is om te vergewe nie, gaan jy nie vergifnis ontvang nie. Dit is woord, die skrif vanmôre geliefdes. Die woord sê vers 38, 'n goeie maat, wat ingedruk is. Daai streepsak is vol gestop, hy's geskit, hy's nog ingesit, hy's geskit, totdat hy oorloop. Dis hoe ons moet gee. Gee bietjie meer van jouself. Gee bietjie ekstra van jouself. En so sal hulle in julle skoot gee, want met dieselfde maat waarmee jy meet, sal weer vir julle gemeet word. Dis die 38ste vers. Met ander woorde, geliefdes, sien dit so. As iemand jou pad kruis, en hierdie persoon is neerslagtig of te neergedruk, en jy gee bemoediging, jy gee woord van troos, jy haak net by daai persoon in en sê van wie wat, ek staan saam met jou, ek bid saam met jou, aan jou omstandighede kan ek niks doen nie, maar ek stap saam met jou, dan beloof ek vir jou, jy sal bemoediging terug ontvang, jy sal aansporing terug ontvang. Matteus 5:7 sê, geseënd is die barmhartiges, want barmhartigheid sal aan hulle bewys word. Geseënd is jy as jy barmhartigheid uitleef. Ek wil sluit vanmôre. Barmhartigheid is 'n beginsel waarop ons lewens kan bou. God verlang dit van ons. Ek en jy die keuse om dit te doen. Ons kan ons lewens daarop bou. Jy kan dit oral om jou waar, jou voetstappe, jouself bevind, waar jy beweeg, jou voetprint buite die kerk, in die werksplek, in die universiteit, in die skole. Kan jy dit versprei? En jy sal ander aanraak. Jy sal lig wees, wat die duisternis verdring en verdryf. Want donker kan jy nie lig staan nie. Die wêreld om jou, jou naaste, selfs jou naaste, jou vyande, het dit nodig vanmôre, het barmhartigheid nodig van die kind van God, sodat ons se lewens impak op hulle lewe ook kan maak. En dit is hoekom ons, of hoe ons dan die koninkryk van God sal bevorder en bevoordeel. En ek kan jou waarborg, wanneer die storms kom, sal barmhartigheid vertroue in jou opwek, om sterk te staan, en nog vas te hou aan God se hand. God sal ons help om dit te vermag. Jy moet net jou hart oopstel en sê, Vader, ek wil wees soos wat U is. Ek wil leef soos wat U leef. Ek wil barmhartigheid uitgee. Ek wil 'n mandaat van barmhartigheid wees. En God sal jou help om dit te kan vermag. Wil jy net vir 'n oomblik jou oë sluit nie? Net daar waar jy sit. Net vir 'n oomblik. Ek weet dit is nie altyd maklik en haalbaar in ons lewens en in ons skedules en hoe ons onsself vind daar buite om so te leef soos wat God wil hê ons moet leef nie. Ons almal maak foute. Ons val soms. Ons raak ook hartseer en ons kry ook seer vir alles ander teen ons oortree en hulle maak ons seer. Dan wil ons nie hoor ek moet vergewe of ek moet barmhartig wees nie. Maar God se oproep vanmôre is, wees barmhartig. Soos wat jou Vader barmhartig is. Vra vir jouself daardie vraag vanmôre, in daardie situasie, aan daardie persoon of individu met wie jy barmhartigheid moet betuig vanmôre. Wie moet vryspreek? Vra jouself, as ek as kind van God dan genade en barmhartigheid van God ontvang het. God se verlang is ek moet dit uitleef. In hierdie situasie, what would Jesus do? Wat sou hy gedoen het vanmôre? Luister na sy stem nou vanmôre. Jy kan vergeet van wat ek in die preek gebring het. Mag dalk vir jou klink of voel dat die stoel het warm geword onder my en my voet het dalk so 'n bietjie gekriewel. Ek hou nie daarvan nie, want dit is my mens wees dryf daarteen. Vra jou net hierdie een vraag, what would Jesus do? As ek die stem kon hoor, Vader,
As die Gees nou deur my kon spreek in hierdie situasie, wat sou U vir my sê in my hart? Maak jou denke nou oop om te ontvang wat Jesus vir jou nou sal sê oor daai situasie. Ek kan jou waarborg, Jesus se stem gaan vir jou sê, wees barmhartig, spreek vry, vergewe, leef dit uit. Kom ons vertrou God vanmôre om ons harte as gesindheid te verander. Ontvanklik te wees. Wat is wat hy nou vir jou wil sê of doen? Wil jy net jou hart oopstel nie? Ek gaan nie vir jou vra om jou hand op te steek nie. Ek gaan nie vir jou vra om op te staan nie. Ek gaan ook nie vir jou vra om na vore te kom nie, maar wat ek wel gaan vra is, stel jou hart oop. Fokus jou denke nou op die Almagtige. Die woord sê, soek die dinge wat daarbo is. Sy geregtigheid, nie dit wat op die aarde is nie. En hoor wat hy vir jou spreek, terwyl ons gaan saam bid. Vader, ek dank U vir die groot genade en die barmhartigheid wat U in ons kom toon het. Hier sit ons voor U, kinders van U. Vader, in ons harte is al so baie seer. Ons harte het so baie storms. Ons harte het so baie vrae. Ons weet nie altyd hoekom dinge gebeur en op ons pad kom soos wat dit kom nie. Baie keer dan word ons gedring of gedryf om 'n wrok of 'n kwaad teenoor 'n ander te hê. Baie keer word ons gedryf om sommer net in ons eie mens wees verby ander te stap en nie eens om te gee oor hulle nood of hulle behoefte of hulle krisis nie. Baie keer wil ons mense net afskryf in ons lewe en hulle eenkant plaas. Maar die woord leer ons anders te vanmôre. Ons wil kom vra as ons U stem nou kan hoor, Vader, wat sal U vir ons sê? Hoe moet ons hierdie situasie hanteer? Of daardie situasie? Spreek in ons harte vanmôre en help ons om 'n gesindheid van barmhartigheid te kweek. Liefde en vergewensgesindheid. Om vrug te kweek vanmôre. Sodat ons hierdie storm, die ander individue in en oor ons lewe wat ons voel dalk nie verdienswaardig is nie, vry te spreek en in U hande te plaas en by U te los. As ek barmhartigheid toon, Vader, dan wil ek my denke rig na U en ek wil nie weer dink aan die seer nie. Want ek wil kom vertrou dat U het met alles gedeel. U ken ons hart beter as onsself, Here, beter as onsself. U ken ons tekortkominge beter as ander. En net U kan toegee tot ons lewe en ons dankie, Here. Ons wil U vertrou. Elke hart wat hier voor U sit, Vader. Hier is individue, my ingesluit in hierdie gebed, wat nodig het om barmhartigheid te toon aan ander. Vry te spreek en te vergewe. Help ons om dit te doen in Jesus. In die vryheid waarmee U ons vrygemaak het. Sodat niks in hierdie lewe, of niks van die donkerte of die duisternis ons kan vashou en vasbind nie. Dat ons met vrymoedigheid vorentoe sal gaan vir God en vir God se koninkryk. Dus dankie daarvoor, Here. Dankie vir dit wat U nou doen. Ook wil ek vra, Vader, as daar individue in hierdie plek is wat nog nie op 'n punt gekom het waar hulle Jesus Christus erken en aangeneem het as verlosser en saligmaker nie. Dat die Gees nie hulle harte sal los nie, maar dat U in hulle harte sal inspreek en hierdie boodskap ook hulle harte sal raak en dat hulle met hartsverandering U sal nader en toetree en vra, Vader, vergewe my. Spreek my ook vry, sodat ek kind van U kan wees, soos wat ek vry spreek. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Die Here seën jou. Mag jy guns uit sy hand uit ontvang. Ons gaan, voor ons die laaste lied gaan sing, ek dink daar's 2 afkondigingkies wat ek gemis het. Die 27ste September, ons manne, met mooi luister, ons het vir Jan Skoonraad, hy is die outeur en die skrywer van die boek Toolbox vir manne, hy gaan ons kom toespreek, dit is gratis, jy moet net hier wees, so alle paas, alle manne,
jong seuns, jong manne, jou buurman, sy kinders, seuns, nooi hulle. Ons wil graag net hê almal moet ook net vir ons RSVP sodat ons, wat is Afrikaans vir RSVP? Sê weer? RSVP. Ja, maar daar's 'n ander woord vir RSVP. Maar net vir ons daarop reageer. Antwoord. Ag, dis plain common net Afrikaans antwoord. Net wil ons sal terug antwoord. Ons wil net seker maak dat ons ook reg maak vir elkeen. Ek dink ons sal die oggend weer 'n worsie of wat braai en lekker saam kuier en 'n koffie vir jou voorsit. So asseblief praat met my voor daardie 27ste. Ons wil net weet hoeveel kom. En dan die laaste enetjie, ons is dankbaar vir wat die Here vir ons in die gemeente doen. Nou ons wil so 'n bietjie van nog 'n verdere facelift doen. Daar's nog so 2 projekkies wat ons binnekort wil aanpak. En ek dink Sakkie het al klap pannekoeke begine verkoop. So ons wil met befondsing begine kry, maar ons wil ons straat naambord wil ons verander. Ons wil so iets opsit. Nou hy kom met 'n prys, maar ek dink dit gaan baie mooi uitstaan. As mense verby ry, gaan hulle sien hierdie gemeente is oase van hoop en dis wat ons beplan en dis vir ons opgetrek en alles so. Ons wil weer met 'n fondsprojek beginne en fondse insamel. Ons vir die Here vertrou dat ons eers binnekort sal kan begin met hierdie goeie baken. Ek dink die mense gaan hom nie miskyk. Hy gaan beide kante teen Hoenstraat op en af ry mooi uitstaan. So ek dink dit is nogals, kan ek die woord awesome gebruik? Mag ek? dit gaan awesome lyk. So as die Here in jou hart werk en jy wil help met die fondsprojekte en so aan, kan maar net met my gesels. Ons wil graag binnekort met hierdie projek beginne en die ander enetjie het ek nog nie vir julle gesê nie, my leierskap weet ook nog nie, maar ons wil ons stoep ingangsportaal maak. Sodat jy al van die stoep af inkom. So dis die ander projek. So dit is nog bietjie later, maar dit is goed om te sien as 'n gebou, as jou huis ook mooi lyk, dan is jou huis ook in orde. So, die Here seën jou, dit is ons projekkie, as die Here vir jou in jou hart oopmaak, praat met my. Goed, as ons afgesluit het met die laaste lied, dan nooi ek julle vir 'n lieflike koffie en 'n verversingkie hier by die koffiekafee. Moenie net huis toe gaan nie, kuier lekker saam. Die Here seën elkeen. Amen, kom ons staan op, ons sing die laaste lied saam. Shine, Jesus, shine. Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness. Jesus, the light of the world, shine upon us, set us free from the truth you bring. Shine, Jesus, shine.
bid net saam. Here, ek dink aan Genesis waar hy gesê het, laat daar lig wees. En hierdie lied sê dat ons die lig moet wees vir die wêreld. Mag ons ook in mense se lewens 'n lig aansteek. Nie ons eie nie, maar dit van U, die lig wat U gebring het in ons lewe. Dankie dat ons barmhartigheid kan betoon, want dit is ook 'n spieelbeeld van U karakter. Help ons daarmee. Dit is baie keer moeilik om te vergewe en om net te besef dat ons moet ook verander genadig wees, want ons het ook genade nodig. Dankie vir U lig, U liefde, U vreugde in ons lewe. Gaan voor ons uit, maak ons paie gelyk en mag ons U wonderlike heerlikheid uitdra na buite in Jesus se naam. Amen.